Alles werk saam vir goddelike goeie. Jy het seker al in 'n moeilike situasie gehoor dat iemand hierdie vers van Paulus vir jou voorgee en vir jou daarmee bemoedig. Want Paulus skryf vir Romeine 8 vers 28 hierdie woorde: Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vir baie mense is dit soos 'n pleister vir pyn. En tog herinner Bybelkenners soos professor Stefan Joubert ons dat Paulus nie hier fatalisties skryf met die gedagte van laat maar gaan, God sal dit regmaak nie. Paulus skryf met geloof in die Gees se aktiewe werk en God se roeping. Dis 'n vers wat ons uitnooi na 'n dieper verstaan van God se aktiewe betrokkenheid en roeping in ons lewens. Dis is die ten goeie, nie noodwendig gemak of rykdom, sukses of onmiddellike verligting nie. Waarmee God werk, is om jou in lyn te bring met sy roeping en jou karaktervorming. Dis om deel te wees van God se plan. So kan jou sukses, jou pyn, jou besig wees, ja selfs jou stil seisoen, alles tot God se eer meewerk. Dis nie altyd gemaklik nie, maar dit is goddelik. Dis om God se eer waaroor dit immers gaan. En die diepe waarheid wat ek en jy altyd moet onthou, is dat God ons liefhet en dat hy vir jou en my en ons lewens en ons geliefdes, dat dit alles ook in God se hande is. Prakties beteken dit dat ek en jy die dag kan begin met: Here, laat u wil geskied. My lewe is in u hande. Ek gee myself vir u. En dan raak 'n mens 'n oomblik stil by God en vra dan: Waarmee is u besig in hierdie situasie? Hoe wil u my vorm deur hierdie situasie? En onthou, Paulus wat juis hierdie vers geskryf het destyds 3 keer gebid voordat hy die insig gekry het dat God hom deur sy situasie wil laat leer dat God se genade altyd vir hom genoeg sal wees. So is ek en jy ook deel van God se plan. Leef geïnspireerd.